Julle kan maar gerus sit. Sorry, stem is bietjie moeg van siekfees. Baie welkom aan elkeen. Groot voorreg om elkeen van julle hier te hê. Ek het soos ek voorberei het vir hierdie spesifieke diens, het ek baie van die fokus eerstens op die verlore seun gehad, die vergelykenis van die verlore seun. Maar vandag wil ek kyk na die pa van die verlore seun, die karakter van 'n pa, die karakter, wat is die doel van 'n pa, wat word verwag van 'n pa. So ek het laasweek, ek het nie die prakties daarvan gedoen nie, maar het genoem. So ons kyk na hierdie papier. Dit is 'n wit papier. So hoe ons na dit kan kyk, ek gaan 'n kolletjie maak op dit. En ongelukkig is dit in ons mense natuur. Die eerste ding wat jy gaan sien is die kolletjie. En alles ander om, tydjie vergeet ons die fokus, die wit, om die swart kolletjie. So dit is ongelukkig, mens neig nou daartoe, ek is ook 'n mens, soos almal anders hier. Ek neig ook daarna om foute soek in alles, foute soek in myself. Partykeer het ons daai refleksie, nie net op ander nie, maar op onsself. Ons kyk altyd wat ons verkeerd doen, ons is hard op onsself, en ons werklik waar, ons is partykeer ons eie vyand. So vandag wil ek praat oor die Vader se hart, die voorbeeld van God se genade. So iemand fokus ook op manne van lig, laas maand was vroue maand gewees, maar ek wil werklik kyk na Lukas 15. So ek gaan net basies opsom. So die verhaal gaan oor die verlore seun, waar hy ook fokus, ons gaan nie fokus op die verlore seun nie, maar ons gaan kyk na die gehele beeld daarvan. So dit verteenwoordig God self, dis 'n Nuwe Testamentiese vergelyking en dit verteenwoordig God en waarop hy optree met ons as sy kinders. En die voorbeeld wat ons moet volg. So ek gaan vinnig 'n paar skrifte lees. So wat die Vader vir ons gedoen het, Lukas 15 vers 20. En toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien en innig jammer gevoel en hardloop hom tegemoet en val hom en hals en soen hom. Wat vir my nog altyd mooi is van die verlore seun is, hoe hy alles weggegooi het, hy het sy erfporsie gevat, hy het alles gemors, hy het was en hoop gesit, maar die Vader het hom nog steeds ontvang net soos wat hy is. En dit verteenwoordig regtig wat die Here vir ons voel, wat die Here vir ons sien. Jy kan die slegste mens wees onder die son, die Here bly lief vir jou. En dis iets wat werklik waar vir my opgekom het die week, is jy kan die slegste van die slegste wees. Dit verander nie die Here se liefde vir jou nie. Ja, die Here bly lief vir jou, maar ons moet natuurlik na 'n soektog bly gaan om werklik nader aan die Here te groei. So die Here se arms is altyd oop vir ons. Wat vir my, so ons gaan kyk na die skrif in 'n gehele beeld. So hy die seun gesien toe hy nou al ver was. So die Vader het al klaar reeds in daai oomblik teruggesmag na sy terugkeer. Kyk ons na die tweede deel van die skrif. Hy het gehardloop om hom te ontmoet. Aktiewe genade, dis 'n aktiewe genade. Hy het nie daar gestaan nodig. Nee, hy is sleg. Hy het net al my geld gevat wat ek voor hard gewerk het. Ek gaan nie na hom toe hardloop nie. Daar was 'n dadelike aksie. En dis die aksie wat die Here in ons wil aktiveer. 'n Genadige aksie. En ons is so, ek het al baie mense, nee, die het dit in die familie gedoen. Dit is nie meer my familie daai nie. Al is dit bloed, daai is nie my tannie daai nie. Ek ken haar nie. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here soek daai aktiewe genade. En dan kyk ons verder na daai skrif, dis 'n omhels en 'n gesoen. Dis 'n onvoorwaardelike liefde. En dan het hy sy kleed, ring en sandale teruggegee. So hy het die herstel gemaak van die waardigheid van die seunskap. En hy het nog 'n fees gehou. So dis 'n vreugde en 'n aanvaarding. Dis hoe die Here se liefde vir ons elke dag is. Ons sondig
Ons is in 'n sondige liggaam, ons sondig elke dag. Hoopelik, maar ons probeer nou nie sondig nie, maar ons het sondig geneiging. Partykeer het jy die windjie wat jy net gou vanaf vertel, of ons het neiging na sonde toe. Maar die Here bly ons ontvang met oop arms. En dis die genade wat ons na moet kyk. Dis die genade wat ek wil uitlig vandag, is die genade waarna ons moet soek, die voorbeeld wat die Here vir ons gestel het. So, kan ons kyk na Psalm 103 vers 8. Die Here is barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 2 Petrus 3 vers 9 leer ons ook, die Here vertraag nie die belofte, maar is lankmoedig teenoor ons, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So die Here wil werklik vir daai genade hê vir ons. Ek ken ook iemand, ek gaan nie name noem of enig iets nie, ek wil net na die storie toe verwys in die gesindheid. So, ek weet in die vroeë jare was daar altyd hierdie, mense doen dit nog steeds om jou geld te kry. So hierdie persoon het ander persoon ingedoen met 'n klomp geld, pensioengeld. En ek het al gevalle gesien waar mense is soos, ek nooit weer met die ou praat nie. Wat verstaanbaar is, dit is jou geld, dit is goed wat jy voor hard gewerk het, maar en ek het nou hierdie 2 scenario's gesien. Persoon A het 'n wrok gehad teen hierdie ou wat hom ingedoen het. Tot die dag wat hy dood gegaan het, dat die persoon geken, en dit was altyd wat hy oor gepraat het. Dit was amper sy swart kolletjie in sy lewe. As jy hom sien, dan praat oor hierdie ou wat hom ingedoen het. Hy kan nie afgetree het as gevolg van hierdie ou nie. Dis al wat hierdie ou op fokus. Dan het ons vir persoon B. Ek praat met persoon B, en daai persoon wat haar ingedoen het by huis kom kuier as 'n gas. So jy kry persoon A en persoon B. So ek glo nie sy gaan weer vir hom geld gee nie, maar kyk na die wit in plaas van die swart kolletjie. Ek glo dit het baie gevat van daai persoon B om daai persoon hulle huis toe te laat as 'n gas, as 'n kuiergas vir 'n week. Daai persoon kon nie afgetree het as gevolg van dit nie. Wat ek daar weer wil wys is, ons bepaal ons aksies. Ons het vrye wil en ons bepaal hoe ons teenoor ander gaan optree. Lukas 6 vers 36. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. So waarna moet ons kyk in hierdie gelykenis, in hierdie verhaal van die Vader se liefde vir ons? Ons moet vinnig wees om te vergewe, gereed wees om te herstel, liefde beoordeel kies, hart hê wat altyd bly is vir versoening. Galasiërs 6 vers 2 sê vir ons dra mekaar se laste en vul so die wet van Christus. So mekaar se laste dra. As iemand jou sleg gedoen het, doen die regte ding teenoor daai persoon. As iemand sleg van jou gepraat het, praat goed van daai persoon. Wees daai figuur wat altyd die regte ding doen. Ek het al gesien in my persoonlike lewe, as ek iemand my iets te nagekom het en ek tree dieselfde op, raak ek net al hoe meer bitter, maak ek net al hoe meer seer. Dit is asof daai pyt so onkruid bly groei en bly groei en bly groei. Maar ek het al gesien en ek het dit al prakties toegepas. As iemand my verkeerd doen en ek tree anders toe op teenoor daai persoon, kan ek nie daai haatgevoel hê nie. Kan ek dit nie verder voer nie. Ja, dit is op daai persoon. Dit is nie op my nie. Ek het die regte ding gedoen. My saak is reg met die Here. En dis moeilik. Dis moeilik veral dit is moeilik. Dit is, ons wil nie daartoe neig nie. Ons wil dadelik wees soos nie, ek gaan hierdie ou uitsort en ek gaan hom wys wie's baas of wat ook al. Maar
die Here wil regtig hê ons moet daai genade toepas, daai liefde toepas. So, ons gaan 'n bietjie kyk na 'n vader se eienskappe, so dit is 10 punte. Ek kan dit op die 10 eienskappe op die groep vir ons plaas, maar ek wil werklik kyk na die rol van 'n vader. Wat verwag kind van 'n vader? Ons is almal kinders van die Here. Ons is almal vrygekoop deur sy bloed. So ek wil werklik na die gehele beeld daarvan kyk. So as ons kyk na 'n vader, is dit iemand waarna jy opkyk, 'n rolmodel. Spreuke 22 vers 6. Leer die kind volgens sy pad, dat hy nie daarvan afwyk wanneer hy oud is nie. Wat vir my, soos ons op die tema is, as jy vir jou pa vra, ek soek 'n wit brood, en moet so groot wees, vars gebakte boerebrood, gaan jou pa nie opdaag met 'n banting brood met sade en rosyne, en hy gaan vir jou daai wit boerebrood gee. Die Here weet wat ons soek, die Here weet wat ons vra. En ek sê ek in die week vir iemand, jy hoef nie 3000 gebede, ja, soek na die Here, bid sonder ophou, maar die Here ken jou hart. Jy kan hom bly vra, die Here, dis eenvoudig. Die Here is ons Vader. As jy vir hom sê, ek soek 'n wit brood, ek soek nie 'n banting brood nie, die Here kan vir jou voorsien wat jou hart nodig het. Die Here weet wat jy nodig het. So, dis waarna ons moet kyk. Dis waarna ons moet fokus, is die rolmodel in ons lewens. En hoe ons dit ook kan sien is, as jy jare pad met die Here stap. Ek kan onthou toe ek 19 was en vol ywer was en jy nou in kontak met die Here en ek was half roekeloos gewees want ek was onkundig gewees. So ek het baie goed kwyt geraak en gedink ek is nou so in touch met die Here, maar dit is wat ons rol is. As jy sê 5 jaar verhouding met die Here, 20 jaar met die Here verhouding stap, moet jy daai rol inneem in die jong gelowiges se lewe. Moet jy daai rol inneem in jou kinders se lewe, wie ook al jy in jou lewe het, moet jy daai rol inneem om 'n rolmodel te wees, om werklik waar daai persoon te help. Ons is daar om mekaar te help. En ek het in die laaste 5 jaar, ek kan nie herstel hoeveel mentors ek al gehad het, om my te leer hoe om vorentoe te gaan, hoe om planne te maak, hoe om planne te beraam. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig om mekaar te help. So wat die tweede eienskap van 'n vader is hy bied sekuriteit en beskerming. So Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader sy kinders barmhartig is, so is die Here barmhartig oor die wat hom vrees. En dis nie 'n vrees van ek is bang vir die Here, ek gaan in 'n hoekie gaan kruip nie. Dis 'n vrees van respek. Dis 'n vrees van ek weet dis die Here, hy is die almagtige God. Hy het hierdie kaarte gemaak. Dis 'n liefdevrees. Dis nie 'n vrees van ek gaan nie agterweg kruip en ek's nou bang vir die Here nie. Dis 'n vrees, dis 'n soektog. Dis 'n vrees van, ons kan na die vrees kyk van, ek het nog nie gebid vandag nie. Ek vrees ek mis uit. Ek het nog nie vir daai persoon gebid nie. Ek vrees ek moet meer vir daai persoon bid. Dit moet 'n vrees, 'n soektog wees van 'n hongerte. Ek soek na die Here, ek jaag na die Here. So Efesiërs 6 vers 4 leer ons, en julle vaders terg julle kinders nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. So ons moet werklik waar daai verantwoordelikheid vat. En dis wat vir my, soos ek voorberei die week en bid oor die saak, dit was vir my wat werklik mooi is, hoe Christus vir ons kom sterf het op die kruis, hoe hy die prys kom betaal het. Dis alles liefde, dis alles genade wat ons nie verdien het nie. En dis die genade wat ons na moet strewe. Dis die genade waarna ons moet soek. Spreuke 1 vers 8. My seun, luister na die tug van jou vader
En verwerp nie die onderrig van jou moeder nie. En ons moet werklik waar, soos jy kry dat Jezus perk met die oogklappe op, ons moet werklik waar net die oogklappe af en toe net wegvat en regtig net om ons begin kyk en kyk waar ons ander mense kan help. Verskoon toch? So ons kyk na voorsien en sorg, as ons gepraat het van die boerebrood. Matteus 6 vers 32. Julle hemelse Vader weet dat julle dit alles nodig het. So die Here weet wat ons nodig het. Wat vir my nog altyd uitstaan is, as jy oor 'n saak bid, en jy bly bid oor dit en die Here ken jou nood, en as jy sien hoe die goed so alles in plek val, is vir my altyd die mooiste getuienis, as jy sien hoe alles presies net so in plek val. Dit is die hand van die Here. Die Here weet wat ons nodig het. Die Here weet presies wat ons nodig het. Of dit finansiëel is, emosioneel is. Die Here weet. Die Here stel ook grense en dissipline toe as 'n vader. Punt 6. Die Here tugtig die een wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Hebreërs 12 vers 6. Wat ek werklik waar met hierdie boodskap wil bring, ons kan baie verskillende stellings maak, verskillende opinies maak. Ek wil julle net werklik stig om gee mense 'n kans. Gee mense 'n kans, gee mekaar 'n kans, gee familie 'n kans, gee die vreemdeling 'n kans. Gee werklik kans vir groei. Die Here is nie klaar met enige van ons nie. En dis wat ons hier wil bereik. Ons wil hê met die instap, jy moet positief voel vir die week. Ons moet op die positiewe fokus, op die positiewe soek. Punt 7, 'n vader, hy bou sterk verhoudings deur tyd. So 1 Korintiërs 16 vers 14. Laat alles by julle in liefde geskied. Die liefde is werklik waarna ons moet streef. En soos ek laas gesê het, dit is soos 'n veldbrand. As jy 'n ding begin, dit spaak op en die veldbrand gaan. Wat ek ook oor gepraat het op sielskos die week, was probeer positief bly, probeer die negatiewe uitskyf. As ek nou hier opstap en oor die politiek praat en oor die oorlog praat en ons gaan heel dag hier staan en ons almal gaan so negatief hier uitstap. Maar dis die positief waarna ons moet streef. Daar's 'n positiewe lig wat jy kan aansteek daar buite. Groet die ou wat langs jou sit met 'n glimlag. Die volgende gaan daai jou groet as jy nie lekker voel nie. En dit is so. Ek het dit al getoets. Dit is die waarheid. Spreuke 20 vers 7. So ons kyk na punt 9, hy leef deur voorbeeld. Spreuke 20 vers 7 sê vir ons, die regverdige wandel in sy opregtheid. Gelukkig is sy kinders na hom. En dan gaan ons kyk na punt 10. 'n Vader groei saam met sy kinders. Jakobus 1 vers 5. As iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God vra en dit sal aan hom gegee word. Ek gaan die laaste skrifdeel, Joshua 24 vers 15. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons gaan 'n bietjie prakties doen vandag. 'n Bietjie iets anders. Voor ons dit doen, wil ek net hier afsluit met hierdie boodskap van kom ons kyk die week waar ons 'n verskil kan maak. Kom ons kyk die week waar ons iets positief kan doen. Kom ons kyk die week
of ons daai persoon in die familie kan bel wat ons al vir 3 jaar nie meer praat nie. Kom ons kyk of ons werklik vir daai ekstra stap kan vat. Ek kan onthou, ek het familie gehad wat ek vir jare en jare en jare nie meer gepraat het nie. En ek moes besef dat die fout lê by my. Dit is nie noodwendig dat die fout by julle lê nie, of by enige iemand wat in hierdie situasie is nie. Dit is nie waar dit gaan nie, of jy reg of verkeerd is, dis nie waarna ons kyk nie. Ons kyk na die gesindheid, na die soektog. So ek gaan vra, ons kan afsluit.